Goeiemôre, liewe vriende. Ons is met 'n interessante reis op pad. Maar ons wil steeds as geloofsgemeenskap by mekaar wees en hande vat en met mekaar kontak hê. Daarom wil ons jou graag innooi om vanoggend vir 'n paar minute saam met ons hier te wees en te luister na die teks, te luister na die woord van God en ook sommer net so saam te wees en ook so ons geloof te versterk. Ons is natuurlik ook in lydingstyd en tree vir tree stap ons nader na die kruis en die Paasnaweek. En daarom wil ek jou vra, haal jou rooi kruis weer uit of enige ander kruis wat jy in jou huis het. Sit dit daar op 'n prominente plek en laat dit jou herinner daaraan dat ons in lydingstyd is en dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. 'n Ander opsie is dat jy 'n kers tydens etenstyd sal aansteek. En dat ons ook sommer 'n bietjie dink aan baie mense wat in hierdie tyd deur swaar en moeilike tye gaan en regtig lyding ervaar en dat ons ook bewus word van hulle en dalk miskien ook vir hulle intree en vra dat die Here hulle pad vir hulle makliker sal maak. Philip gaan vir ons vanoggend bietjie help met afkondigings en sommer 'n paar riglyne wat ons wil deurgee. So Philip, baie dankie dat jy hier is en dan gaan jy ook sommer vir ons inlei in 'n moment van stil word. So baie dankie. Ek dink min van ons sou kon gedink het 'n week gelede dat die wêreld so vinnig kan verander. En alhoewel ons alleen vanoggend in die kerkgebou is, weet ons dat waar ook al die res van ons gemeenskap is, Edelweiss of mense saam met hulle families of mense wat dalk miskien op hulle televisies of laptops na hierdie uitsending kyk, kan ons weet ons is nog steeds 'n gemeenskap. Ons behoort nog steeds aan mekaar. So ons wil graag vir julle 'n paar afkondigings gee en sommer 'n paar praktiese riglyne van hoe ons in die volgende tyd gaan saam wees. Die eerste gedeelte is dat vir die volgende tyd wat voorlê, gaan ons almal kan inskakel op hierdie webblad en op die skakel klik en dan gaan ons die preek kan download. Jy gaan kan luister elke week daarna. En die ander gedeelte wat ons graag vir almal wil sê is dat ons weet dat nie almal van ons het toegang tot die internet nie. En daarom as jy weet van iemand wat nie toegang tot die internet het nie, kan jy ook hierdie preek en alles wat ons hier sê, kan jy download op ons webblad of jy kan die preek in harde kopie by die kerkkantoor kom afhaal deur die week. Ons is oop, julle kan vir ons bel en ons sal vir julle reg gee. Ons wil in hierdie tyd wil ons 'n verantwoordelike gemeenskap wees. Ons wil goeie bure wees en ons wil uitkyk vir mekaar. En daarom weet ons, daar gaan van ons wees wat minder mobiel is as die res. Daar gaan van ons wees wat vir die eerste keer nou kinders weer in die huis het vir 'n tyd, veral as ons moet werk. En ons weet dat mense nog steeds by die winkel moet uitkom, pille by die apteek moet gaan kry, geld moet gaan onttrek by die ATM en net seker maak dat daar's kos in die huis. En ons het 'n hele netwerk van mense wat reg staan, dat indien jy dalk jouself bevind in 'n tyd waar jy hulp nodig het, waar iemand vir jou winkel toe moet gaan of net jou preskripsie by die apteek moet gaan afhaal, bel ons asseblief, ons wil graag van jou hoor, ons wil jou help en ons wil graag dit vir julle ook sê. Ek wil graag vir julle uitnooi om vanoggend saam met my en Renay 'n ou gebedsritueel te doen. Die antieke mense het dit genoem 'n asemhalingsgebed. Dit was 'n gebed gewees wat mense gedoen het in die oggende, in die middag en die aande om hulle bewus te maak dat God by ons is. Ek wil vra julle nooi om vanoggend dit saam met ons te doen. En hoe ons dit gaan doen is om sommer enige wat jy beskoot het sommer langs jou neer te sit en jou oë toe te maak en jou hand op jou bors te sit. En terwyl ons so sit, wil ek vir jou vra om rustig in te asem en weer uit te asem. En dit wat jy saam met jou gedra het hierdie week, dit wat in jou gedagtes is, dit wat dalk swaar op jou rus, en dit wat vir jou voorlê in die week wat kom, sit al daardie dinge vir die volgende paar oomblikke eenkant. En sê in jou gedagtes vir jouself, ek gaan nie nou daaraan tyd spandeer nie. Ek sal dit later doen. As jy inasem en
weer uitasem. Raak bewus hoe jou lyf tot rus kom. En dan, elke keer as jy inasem, in jou gedagtes vir jouself te sê, God se Gees is in my. En elke keer as jy uitasem, in jou gedagtes vir jouself te sê, God se Gees is by my. Here, dankie dat ons kan weet, dat waar ons ook al is vanoggend, U ons daar ontmoet. En wat ook al in ons lewens gebeur, dis daar waar U ons ontmoet. Amen. Ek wil vir jou vra, Renay, om vir ons asseblief 'n kers aan te steek. En die kers wat sy aansteek, is 'n simbool. Dit is iets wat ons kan sien. Dit is 'n teken, het die eerste gelowiges geglo. En die kers is 'n simbool van, en 'n teken van, dat ons mekaar kan herinner vanoggend, dat God is nie ver nie, maar dat God by ons is, soms op die mees onopmerklike tye en plekke van ons lewe. Die kers wat jy vir ons aangesteek het, herinner ons dat ons mekaar se medereisigers is, dat ons aan mekaar behoort, al is ons nie by mekaar nie. En die kers wat jy aangesteek het, is vir ons 'n herinnering aan die ou woorde, dat die duisternis kon nie die lig uitdoof nie. Die duisternis kon nie die lig oorwin nie. En saam met mekaar droom ons en dink ons oor hoe ons die wêreld en die plekke waar ons elke dag gaan, 'n mooier plek kan maak en 'n meer betroubare plek kan maak. Jy gaan vanoggend vir ons 'n ou teks lees en dan gaan jy vir ons 'n boodskap daarvan bring. Wil jy miskien vir ons vertel wat jy vir ons gaan, waaroor jy met ons gaan praat vanoggend? Ja, dankie Philip. Jy weet, dit is so wonderlik dat jy die boodskap van die kers, wat vir ons bevestig dat God by ons is. Want so baie mense gaan deur moeilike tye en angsvolle tye. Ek dink baie van ons het ook al ervaar dat jy in 'n moeilike situasie is en dat jy amper nie asem kry nie, so benoud is jy en jou keel trek toe. Of ons was dalk al so in 'n benoude situasie dat dit vir ons gevoel het, maar ons hart gaan staan stil. En ons het net amper nie die krag of die moed om daardeur te gaan nie. Baie keer voel dit ook vir ons, maar ons het nie die moed om die tree aan te gee nie. Die situasie is verskriklik. Ons kan praat van 'n sielsbenoudende en 'n geestesworstelende situasie. Situasies wat vir ons almal op verskillende maniere lyk en op verskillende plekke ontmoet. So dit maak dit vir ons baie moeilik. So ons gaan vandag bietjie kyk, wat maak ons daarmee? Maar weet jy wat, dat daar ook in die evangelies vir ons vertel word dat Jesus in so 'n moeilike situasie was en dat hy ook in sulke kwaai benoude omstandighede was en dat hy amper ook geworstel het. En daarom wil ek vir jou graag vra, wil jy nie asseblief vir ons lees van Matteus 26 vers 36 tot 46 nie? Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek gaan bid. En hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. En toe het hy bedroef en beangs geword. En vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan.
moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydingsbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. En toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë ophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog steeds. Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Jesus en sy disippels is op pad Getsemane toe. Getsemane beteken olyfpers. En dit was eintlik baie betekenisvol dat hulle juis hier na die olyfpoort toe kom. Getsemane was 'n poort met klomp olyfbome wat omring is deur 'n muur. Binnekort sou Jesus se liggaam ook gepers word wanneer hy aan die kruis vasgespijker word om vir ons sondes te betaal. Binnekort sou Jesus se liggaam ook gepers word en sou die bloed daar uitdrup, soos die olie uit 'n olyf uitdrup, om vir ons skuld en ons sondes te betaal. In hierdie oomblik is Jesus natuurlik doodsbenoud. Die uur van lyding het vir hom aangebreek. Juis hier en reeds hier in Getsemane moet hy al die eerste sluk van die lydingsbeker vat. Hy's vlak voor die kruis. Die kruis wink vir hom. Hy sien dit, hy ervaar dit. Ons kan amper sê hy ruik al die swaar hartseer waardeur hy moet gaan. Oomblik van waarheid het vir hom aangebreek. Nou is daar geen omdraaikans nie. Maar Jesus is ook broos en weerloos op hierdie stadium. Daarom vra hy vir sy disippels, sy naby vriende, waak saam met my, bly saam met my, bid saam met my. Ons moet onthou, Jesus was volkome mens gewees. Ons lees daarvan in Filippense 2 vers 7 en ek lees dit graag vir u. Hy het nie aan sy godheid vasgeklou nie, maar het homself verneder deur aan die mense gelyk te word. Jesus het nie aan sy godheid vasgehou om hom te help om deur hierdie lydingstyd te gaan nie. Hy het nie die lydingsbeker eenkant toe geskuif en gesê, nee, ek is God, ek gaan dit nie drink nie. Jesus was steeds mens gewees. Hy moes eenvoudig die lydingsbeker drink om vir ons sondes te kan betaal. En juis in hierdie benoudheid erken hy teenoor sy disippels, ek voel doodsbenoud. Of soos ons in die 1953 vertaling lees, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Maar waarom was Jesus so bang? Waarom was hy so doodsbenoud gewees? Want die uur van lyding het vir hom aangebreek. Jesus het geweet wat wag. Jesus het geweet van die fisiese marteling wat vir hom voorlê. Jesus het geweet hoe hulle die spykers in sy hande en in sy voete gaan inkap. Jesus het geweet van die dors wat hy aan die kruis gaan beleef. Jesus het ook geweet van die spierpyne wat hy gaan ervaar, wat elke kruisiging, elke persoon wat gekruisig word ervaar. Jesus het geweet van dit wat vir hom voorlê. Maar dis asof hierdie fisiese lyding nie die eindelike rede is waarom hy so doodsbenoud is nie. Die geestelike storm wat bo sy kop losgebars het, die storm tussen God en die bose wat wil keer dat hy in die kruis vasgespijker word, maar die bose wat hom aan die ander kant ook dryf om kruis toe te gaan, dat hy kan doodgemaak word. En hierdie stryd wat bo sy kop is, dit maak hom benoud. Die bittere aanvegting teen sy siel, dit maak hom benoud. Die beker wat hy moet drink, is vol van God se woede. En hy moet hierdie beker drink tot die laaste druppel. Lukas help ons ook om te verstaan hoe verskriklik die benoudheid van Jesus was.
Lukas sê vir ons dat Jesus se sweetdruppels het soos bloeddruppels geword. Sy sweet het verander in bloed. So benoud was Jesus. Dan skryf Dr. Koenie Burger daaroor. Hy sê juis hier in Lukas en juis hier in Getsemane, wanneer Jesus se bloed, sy sweet in bloed verander, dan sien ons die duidelikste manier wat Jesus mens is. Op geen ander plek as juis hier in Getsemane word dit vir ons so duidelik gesê dat Jesus 'n volkome mens was. En daarom smeek Jesus, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker asseblief by my verbygaan. Maar weet jy vriende, weet jy wat is die wonderlike? In hierdie tyd soek hy nie sy eie verheerliking nie. Hy soek nie sy eie gemak nie. Hy soek steeds die wil van die Vader. Daarom bid hy, net as dit U wil is, Here, nie my wil nie. Hy soek nie sy eie gemak nie. Hy gee steeds toe aan die Vader se wil. Wanneer Jesus hier smeek, en wanneer Jesus hier bid, en wanneer Jesus hier in hierdie benoudheid is dit nie omdat hy klein gelowig geraak nie, is nie omdat hy twyfel in God se almag nie, maar is omdat hy gesien het dat die hel voor hom oopgaan, en hy het besef, hy moet daardeur gaan. Hy het besef ook dat hy alleenig daardeur moet gaan. En dan lees ons ook wanneer hy gekruisig word en hy sterf aan die kruis, dat hy neergedaal het tot in die hel. Hy moes daardeur gaan om vir ons die verlossing te bewerk. Hy is alleenig met God se toornige hand voor hom, agter hom, rondom hom. En wat sien ons by die disippels? Dat hulle aan die slaap geraak het. Sy naby vriende wat saam met hom moes gewaak het, sy naby vriende wat saam met hom moes gebid het, hulle het aan die slaap geraak. Die uiteinde was dat Jesus die lydingsbeker gedrink het, alleenig gedrink het. Die uiteinde was dat hy die lydingsbeker vat en hom alleen drink tot die laaste druppel. Ja, hy moes alleenig die kruis stap. En Jesus sê ja vir die kruis. Hy draai nie om nie, hy hardloop nie weg nie. Hy sê ja vir die kruis. Hy sê ja, hy sal die vloek van die sondes, wat vir ons sondes was, sal hy dra. Hy sal daarvoor sterf. En wanneer hy dan daar opstaan, stap hy sy vyande tegemoet. Hy stap die kruis weg vir jou en vir my. Vriende, lyding en swaar kry lê vir ons op verskeie vlakke. Ons beleef dit op verskillende maniere. Party kan dit beleef in 'n dood in die gesin. Party kan dit beleef as gesinsprobleme, probleme met die kinders, uitdagings met ouers. Party beleef dit rondom hulle werk, party beleef dit rondom hulle finansies. Iemand skryf hierdie week, my bloeddruk is verskriklik hoog, maar my finansies is verskriklik laag. Op watter manier ook al jy swaar kry beleef, ons almal gaan op 'n stadium daardeur. Die feit dat ons kinders van die Here is, die feit dat ons Christen is, stel ons nie vry daarvan nie. Ons almal beleef een of ander tyd 'n swaar kry. In die afgelope tyd het die Wêreldgesondheidsorganisasie die coronavirus as 'n internasionale pandemie verklaar. Dit het gebeur toe 100 lande gesê die virus is besig om te versprei in ons land. En presies 24 uur daarna het nog 14 lande erken, die virus is in ons land ook. En Suid-Afrika het dit nie vrygespring nie. Ons is ook daardeur geraak. Ons eie president het maandag die 15de Maart 'n krisissituasie afgekondig en verskillende maatreëls ingestel om ons te help om die pandemie te stop. Sportgebeure word afgestel, konserte word gestop, landsgrense word gesluit, skole word gesluit, universiteite word gesluit. So hartseer soos wat dit is, moet besighede ook maar sluit. Baie vra, is dit nie dalk die tye van die einde nie? Moet ons nie daarna kyk nie? Baie wonder, gaan die besighede weer oopgaan? Mense is bekommerd, mense is benoud. En ons almal weet van die internasionale markte wat besig is om te val. En die groot druk op ekonomie wat hierdie virus veroorsaak. Wat maak ons? Wat maak ons in hierdie tye?
Is dit goed om in 'n pandemonium in te gaan? Is dit goed om vrees in te gaan? Is dit goed om benoud te wees? Wat is 'n sinvolle optrede in hierdie tyd? En ek dink ons moet vir mekaar sê, natuurlik goeie voorsorgmaatreëls is 'n goeie eerste stap. Die voorsorgmaatreëls waarop ons verskeie plekke al gelees het van. En omdat ons 'n geloofsgemeenskap is, moet ons ook omgee vir mekaar en omgee vir weerloses en omgee vir mense wat nood het. Maar ek wil dalk nog iets vanoggend op die tafel kom sit. En dit is wat het Jesus gedoen toe hy 'n krisis beleef het. Nou nie dat ons enigsins Jesus se swaar kry in Getsemane kan vergelyk met ons swaar kry nie. Jesus het deur 'n baie moeilike en 'n baie intense swaar kry gegaan. Iets wat ons sekerlik nooit sal beleef nie. Maar ons kan iets leer by Jesus. Wat het hy gedoen? Hy het sy innerlike krag by God gaan soek. Getsemane leer ons bid. Iemand het een keer geskryf dat gebed berei die siel voor vir swaar kry. Gebed help ons, want ons kry ons krag daar. Ons kry ons krag by wees by God, stil word by God en net gaan sit by sy voete. En wat het Jesus gedoen? Juist toe hy in die tyd van 'n krisis was. Hy het by sy Vader se voete gaan sit. Hy het sy hart gaan uitstort. Hy het by sy Vader gepleit. Op die ou einde moes hy steeds die beker drink. Maar hy het dit gedoen met innerlike krag en vrede. Ja, baie keer word ons probleme ook nie opgelos nie. Ons bid en ons vra, en daar kom nie altyd dadelik oplossings nie. Maar ons kry krag by God. Ons kry krag om daardeur te gaan. Baie keer is ons lewens nie gunstig nie. En baie mense se lewenslot is swaar kry. Watter beker ook al daar vir jou neergesit word, wat jy moet drink. Of dit die beker van, ek het nie werk is nie, of dit die beker van mishandeling is, of dit die beker van diskriminasie is, of dit die beker is van 'n huwelik wat nie gelukkig is nie, en of dit die beker is van kinders wat dalk uitdagings gee, watter beker ook daar al by jou is, die beker van siekte, of die beker van swaar kry. Watter beker ook daar al by jou is, watter beker jy ook al nou in die gesig moet staar, wat dit ook al is wat vir jou so moeilik is, en of jy bekommerd is oor die virus wat in ons land is, volg Jesus se voorbeeld. Jesus het sy krag by sy hemelse Vader gekry. Hy het gebid toe dit moeilik gegaan het. Gaan worstel met God met jou probleme. Gaan sit by God, gaan praat jou hart uit. Gaan sê vir hom dit wat vir jou swaar is. En dit waarvoor jy nie kan sien nie. Gaan sê vir hom dit wat jou benoud maak. Dit wat jou laat wakker lê saans. Gaan vertel dit vir hom. Gaan worstel met hom. En dan gaan jy ook deur wat 'n swaarste lyding. Wat 'n erge beproewing. Wat 'n diepe nood. En wat 'n groot hartseer. Weet dat God gesê het, ek los jou nie alleen nie. Hy gaan saam met jou daardeur. Al is daar nie dalk dadelike oplossing nie. Weet dat hy jou nooit alleenig los nie. En al is jy ook bekommerd oor hierdie virus en die uitdagings wat dit vir jou bring, stap hierdie pad saam met God. Hou aan hom vas. Ek wil jou graag uitnooi om na die volgende gedig te luister. Dit is 'n gedig wat deur Dominee A.W. Erksleben geskryf is. En miskien help dit ook vir jou. En is dit 'n mooi samevatting van hierdie teks waaroor ons vanoggend gewonder het. Jesus in Getsemane het u gebid, gevra, gepleit. Dat ons Vader moet verander aan sy besluit. Dat die bitterbeker by u verby moet gaan. En tog het u die hele tyd verstaan dat u deur die lyding die weg van verlossing baan. So het u voor God se wil gebuig. Al het dit beteken dat elke stukkie lewe uit u sou suig. Deur die weg wat u sou loop, gee u aan 'n verlore wêreld hoop. Dit wat u gedoen het, gee betekenis aan elke preek, want deur u gehoorsaamheid word ons vrygespreek. Amen.
ek het gedink om sommer vir jou dit te vra. Ek wil graag vir jou iets vra oor die teks. Ja. En wat ek wil hoor is, hoe het hierdie teks vir jou bevestig? Of hoe het die teks jou ontwrig? Weet jy, ja, mens gaan nogal diep in 'n teks en as jy hom voorberei vir 'n boodskap en hierdie teks het hierdie week ook weer vir my baie diep geraak. Ek dink daar is een beeld wat vir my uitstaan en dit is dat God vir ons oneindig lief is. En dat hy in hierdie worsteling van Jesus wat sy volmaakte seun was, dat hy weggekyk het daarvan en dat hy eintlik dit laat hy die lyding deurgegaan het ter wille van ons. Dit het net weer eens vir my laat besef hoe ontsettend lief God vir ons moes gehad het. En ek het saam met dit ook besef en was dit ook vir my 'n bevestiging weer dat die druk waardeur Jesus moes gegaan het, daardie oomblik om te besef dat ek stoksiel alleen is en ek gaan hierdeur alleenig. Wat dit vir hom moes beteken het en hoe ontsettend swaar dit vir hom moes gewees het. Weet jy, dis twee dinge wat vir my absoluut net diep aan my hart gegryp het. Ek dink as ek dink wat het my ontwrig, is dit die hartseer dat sy naby disippels het weggestap. Het nie besef waardeur dit gaan nie. Nie dat ons vandag kan besef waardeur Jesus moes gegaan het nie, maar in sy benoude eensame oomblik, juist toe hy wou gehad het dat hulle by hom moet wees, is dit gebeur dit dat hulle slaap of amper asof hulle nie regtig verstaan waardeur hy geworstel het nie. En dit was net weer vir my 'n bietjie ontnigterend geweest. Amper hierdie gevoel, as ek nou reg verstaan, 'n troos dat God vir ons lief is. Ja. Selfs al is ons doodsbeangs. Ja. En hierdie ander ervaring wat jy gehad het, dat as jy doodbeangs is, hoe mense wat naby aan jou is, en in die storie geval die disippels, Ja. mense wat naaste aan hom is, hoe jy dan ook mense verloor en amper op daai ondersteuningsnetwerk wat mense gedink het daar is, dat dit dan ook weggaan. Ja. Wie Philip, ek wil vir jou ook 'n vraag vra, want ek het nogal gewonder, jy het nou aan die begin vir ons vertel van die uitdagings wat daar is rondom die dinge wat nou in die wêreld gebeur. As jy nou die teks geluister het en jy die preek gehoor, wat 'n troos was daar vir jou? Het daar vir jou 'n troos gekom of iets waarmee ons ook vir ons gemeentelede kan help met 'n troos en 'n versterking rondom die uitdagings wat almal maar in die gesig staar? Ja, dis 'n goeie vraag. Wat met my gebeur het is, toe jy vir ons in die teks vat en vir ons neem in die tuin in, wat met my gebeur het, is ek kon ook teruggaan in my eie lewe van tye waar ek doodsbeangs was, of in tye wat, ek dink jy het nou gesê het, waar die ondersteuningssisteem wat jy gedink het daar is daar nie. En wat dit aan 'n mens losmaak. Maar jy vra wat is die troos? Ek dink die storie het my herinner dat in tye van doodsangs, hoe moeilik dit soms is, maar ek dink dit is die uitnodiging, om in daai oomblik beheer af te gee. Ek dink in sulke tye van doodsangs is ons outomatiese reaksie om beheer te wil neem, om alles te wil doen, om net dinge normaal te hou en te voel ons het beheer oor die situasie. Al voel ons doodsangs en benoud, het ons hierdie outomatiese reaksie om te wil beheer hê. En jy het my gevra oor hierdie week en uitdagings. Ek dink wat hierdie week ons herinner het ook aan, is dat hoe ons nie beheer het oor 'n klomp goed nie. Daar's 'n paar goed wat ons kan doen. Maar oor die algemeen het ek, en ek dink baie mense het hierdie ervaring dalk, dat ons nie in beheer is nie. En wat mens dan doen. En ek dink wat die storie ons herinner het aan,
en wat Getsemane en dat Jesus ervaring vir my herinner dit aan, is dat in sulke tye is die beste wat ons kan doen om beheer af te gee en om te vertrou dat God is in beheer, dat God beheer neem. En waar jy my ook herinner dit aan, is dat in hierdie lydingstyd dink ek terug ook aan my eie lewe, daar was ook tye gewees waarin ek ook nie gewaak het nie, soos wat die disippels, wat ook al in slaap geraak het, dat daar tye is wat ek nie in beheer gevoel het nie, wat ek nie weet wat ek doen nie. Maar dat dit juist dan is wat ek beheer kan afgee. Want Jesus weet wat hy doen. Dat Jesus in beheer is. Dit gee vir my vrede. En is ironies dat 'n storie wat gaan oor waar Jesus op sy mees benoudste is die storie wat ek dink ons juis in die tyd kan vashou. Om te weet, Jesus was ook benoud. Jesus weet hoe dit voel. En dat ons soos hy in daai oomblik beheer afgee. En in vooroorval in God se hande. En dat God in beheer is. Al voel dit soms nie vir ons asof God in beheer is nie, asof dit voel asof alles chaoties is en dat niemand beheer weet nie. Ek dink is die troos in hierdie storie dat God in beheer is. Ja. Dis 'n wonderlike troos, nee, om te weet dat ek hoef nie beheer te hê oor alles nie en ek al het ek ook nie beheer oor alles nie. God is steeds in beheer. Maar daarmee saam wil ons ook vir mekaar sê, daar's paar dinge wat ek kan doen en ek moet dit doen en ek doen dit. Maar ek hoef nie nagte wakker te lê nie en bekommerd te wees nie. So dit is wat ek by jou hoor. Ja, ek dink dat daar oomblikke is van finaliteit wat jy weet, hier kan ek nou niks meer doen nie. Ja. En om dan in daai oomblik beheer af te gee. En dan rus te vind in God. Ek dink dit is vir meeste van ons moeilik om dit op ons eie te doen. En daarom het ons mekaar nodig. Daarom, ek dink ons het aan die begin van mekaar gesê, daarom dink ek, moet ons in hierdie tyd goeie bure wees vir mekaar. Ons moet na mekaar kyk en dat ons sag na onsself kyk en sag na mense rondom ons. Ons het nou vanoggend gehoor dat ons moet stil word by die Here en dat ons ook moet tyd maak wat ons krag by hom kry. En daarom wil ek vir jou vra, wil jy nie vir ons in 'n gebedsoomblik neem dat ons ook afsluit so op 'n stil word manier en dat ons dit net dan nou bevestig wat ons vanoggend uit die woord uit gehoor het. Kom word stil by my. Ek wil vir jou nooi om waar ook al jy vanoggend is, sommer dat jy oë toe te maak en saam met ons te bid waar spoorlik in ons lewe is. Here, ons sien in ons gedagtes die naamlose mense wat vanoggend oral in ons wêreld in vrees lewe en beangs is, die lande waar die virus vel toegeneem het. Ons sien hierdie mense in ons gedagtes. Ons dink ook vanoggend aan ons familielede wat oor see bly, in die plekke wat afgebaken is en wat in isolasie is, aan die kleinkinders, aan ons kinders, aan ons ouers, aan ons vriende, mense vir wie ons lief is, wat in die buiteland is. Ons sien hulle in ons gedagtes. Ons sien ook die mense in ons families, in ons gesinne, ons vriende, die mense wat saam met ons werk, ons bure en ons medelandsburgers.
Ons sien ons president en ministers en al die mense wat besluite moet neem in hierdie tyd en wat onder geweldige druk is. Ons weet dat daar in ons gemeenskap is daar onderwysers wat kinders vir die afgelope week moes kalm hou en wat nou aanlyn klas moet gee en wat ook onder geweldige druk is. Ons weet dat daar ouers is wat nou gelyktydig moet werk en na hulle kinders moet kyk en dat dit nie maklik is nie. En dat ons oorweldig kan voel. Ons weet dat daar in ons gemeenskap dokters is en susters, medici en ambulansdrywers wat aan die voorste linie op die oomblik is. Wat nie geslaap kry nie en wat oorweldig voel. Ons sien hulle in ons gedagtes. Ons sien die klein besigheidseienaars wat wonder of hulle besigheid gaan oopbly. Ons sien die ekonome in ons gemeenskap wat bekommerd is oor die toekoms. Ons sien ons gemeenskap volgend en ons dra hulle elkeen op aan U. En terwyl ons so in hierdie oomblik sit en bewus word van die mense rondom ons, hoor jy die ou antieke woorde van 'n ou gebed. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet, ek is die Here. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Ons hoop dit was vir jou 'n seën soos wat dit vir ons 'n seën was om saam met jou te kon kuier. Ons wil jou uitnooi om volgende week weer by ons in te skakel en mag jy 'n wonderlike geseënde week hê. Mag die Here vir jou genadig wees en mag hy elke oomblik van die dag vir jou herinner daaraan dat hy vir jou baie lief is. Baie dankie.